heart in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons kom eintlik vanoggend by die laaste gedeelte van die samestelling van al die lering. Beteken nie die lering is klaar nie, dit beteken net die aanloop en die begin wat ons gedoen het oor waar is ons met Christus, ons motief, die samestelling van redding, die samestelling van die verbond. Dis al die elemente, die rosstaande elemente wat nou uitgesit is op die tafel. Ons gaan nou hierdie koek bak, en ons gaan hom nou meng. En dit gaan gebeur wanneer ons uiteindelik kom by die gebed. Ek weet dit vat baie lank. Ek weet party van julle nou redelik die mekaar is, maar dis waarom ek dit laat opneem, so jy kan notas neem. Ek verseker jou, dis soos wat Gary Player gesê het, hy's nie lucky met golf nie. Hy kom net agter hoe meer hy oefen, hoe gelukkiger is hy. So, weet wat, as jy die lesing skryf, en jy maak moeite daarmee, en jy luister dit oor, dan gaan dit nie so aangewaard wees. Maar nou ja, want jy moet onthou, ek leef saam met dit, vir 'n baie lang tyd. Ok. Die een element wat dwars deurloop, van waar ons begin met Christus, en van waar ons deur in die redding ingaan, en deur in die verbond ingaan, is die bloed. En ek is persoonlik oortuig daarvan, dat daar hier van 1960 af, en daar so 'n verwatering plaasgevind met redding. Daar het 'n verwatering plaasgevind in ons verhouding. En dit is vir my baie belangrik, dat ons gaan bid, en verstaan wat ons bid. Dis baie belangrik. Hoekom? Want jy sien, wat ons gedoen het, ek was deel daarvan, meneer fout maak. Wat ons eintlik gedoen het, is, ons het mense gejaag. Die straat ingegaan en gekyk, en ons uitgegaan, en ons het ons notas gehad, en waar gaan het? Hierdie ou net 'n Sondagsgebed bid. Ek moet 'n Sondagsgebed bid, sodat ek 'n regmerkie kan maak, en nog iemand die Here aangeneem. En dan kom 'n Sondag in die kerk en sê ons, weet julle wat, 1500 mense die Here aangeneem. Ek hoor. Maar weet jy wat kom ek agter? Hulle weet nie wat het hulle gedoen nie. Hulle weet nie wat het hulle gesê nie. Al wat hy weet is, het Jesus in sy hartjie ingeneem, en die Here aangeneem, hy is nou gered, hy gaan hemel toe. Good and done. Maar sy lewe daarna getuig van 'n gesukkel. En hy getuig van dit werk nie. Maar nou toe ons so op 'n stadium as gesin, en ek so 'n halwe uitdaging met die Here gaan, dat ek 2 dogters, en hulle was toe nog al klein. En, hoe kan ek nou sê? Graad 1, graad 2, en die ander een was al in die standaards gewees. Maar dan het ek Sondagoggend so met hulle op die bed gesit, die familie het so op die bed gesit, en mekaar gepraat, en gesels, en dan kyk ek wat se vrae vra hulle my, en dan leer ek hulle. En dit kom toe op hierdie ding af van, maar pa, wat beteken dit om gered te word? Pa, wat beteken dit? En ek sit daar neer, en ek begin met haar deel, maar ek deel met haar uit die hoek van 'n verbond. En ek vertel haar, jy het so gemaak, en jy het so gemaak, en jy by daai plek aangekom, en my vrou sê, maar jy het mos nou al lank al Jesus aangeneem. Ek sê, wanneer het dit gebeur? Sy sê, nee, sy was 3 jaar oud. My dogter draai soms en sê, ek het so nie geweet wat ek gedoen het nie. En weet jy wat, ek dink, dis waar die kern lê. Het ek regtig besef en begrip gehad van wat ek gedoen het. Wel, ek het nie. Ek het die Here hemel skeef aangeneem. Ja, maar Krause, jy weet, sou jy nou hemel toe gegaan het? Dis irrelevant. Want jy sien, ons dink almal, jy moet die Here aanneem sodat ek die ewige lewe kan hê. Die ewige lewe beteken nie gaan hemel toe neem vir my in die skrifwys, waar staan dit? Dis nie, dit staan nergens in die Bybel nie.
Nou gaan jy sien hoe hartlik Paul ons nou broer. Want waar gaan dit? Dit gaan oor die ewige lewe. En die ewige lewe is om Jesus Christus te ken. En ek sê vir u, as ons dit nie verstaan wat ons doen nie, gaan dit nie werk. En daarom is die bloed so 'n belangrike komponent. Dag toe ek die Here afneem en my nie te goed vertel nie. Ek het nie geweet waaroor gaan die bloed nie. Ek het nie eens geweet wat hulle het gesê, luister John, sê my, as jy vandag dood gaan, waar gaan jy heen? Holy moly, jy skrik vir jou uit jou 7de sitplek uit, broer. Nee, ek weet nie, want jy kan weet. Nou kom ek en na al die jare, en ek steek een oggend vas by, maar wat is my erfenis? Die ding draai in my kop, wat is my erfenis? Hoekom is daar 'n erfenis? Maar ek het gestoei met hierdie ding. Jy kry so 'n geweldige gemoedsbestoeiing. En ek lees in die koerant lees, nou terug kan jy mee onthou nie, maar ek lees in die koerant lees in die bed, en nou laai ek so deur, ek en my vrou vreeslik geniet, vandat ons nou begin op rekenaar die koerant te lees. En hier in die middel is daar 'n bruggie, so net so 'n klein bruggie in die middel van die koerant. En ek begin ons lees en ek lees van die boemelaar wat in die park geleë het en dood is in die paai. Wat is dit? Ek blaai hom om, maar ek voel duidelik, ek moet teruggaan hom toe. Ek dink, maar wat wil ek nou aan die boemelaar maak? En ek gaan terug. Toe is dit 'n fenominale storie. Toe het hulle 'n boemelaar gekry in Central Park in Amerika wat dood is. Maar die ouma grootjie van hierdie familie het nou berusting gevind. Dis waaroor hierdie artikel gaan. Storie loop so. Die boemelaar was toe inderdaad 'n weeskind. En hierdie skatryk familie in Amerika het hom aangeneem. Toe hy 'n klein seentjie was, 2 jaar oud, 3 jaar oud. Ek kan nog daai storie onthou, 'n massive indruk op my gemaak. En dan het hom aangeneem, en soos dit in enige van die skatryk families in Amerika gaan, so verstaan ek, dan kry elke kind 'n trust. En daar word nou geld in daai trust ingepomp, wat maak dat die skepseltjie nooit weer gaan werk nie. So die oomblik wat hy deur die skool is, en die oomblik wat hy nou gekwalifiseerd is, ensovoorts, dan word hy hierdie ouens wat op die Pieter Stuyvesant advertensies rondvlieg. Verstaan, hy doen niks, werk niks. Lekker, nee. Ja. Wel, wat toe eintlik gebeur het, is toe die boemelaar by puberteit kom op 14, toe trek hy 'n Hampies Maximus, alias meneer Spies. Wat gebeur? Hy wip op, en hy skuif uit die huis uit. En hy word 'n boemelaar. En so die jare deurgegaan. En so die jare aangeloop, en hy het in Central Park gebly. En allemaal ouens wat daar in Central Park bly, het hom goed geken. Maar ouma het besluit, sy gaan sy trust eenkant hou, want sy sal hom eendag opspoor. Sy sal hom kry. Noodloos om te sê, sy kry hom by sy dood. Want toe hy nou sy dood nog rapporteer word, toe kom dit nou op, en toe sy het oral, ek weet nie hoe dit werk by hulle, want sy het nou oral hierdie soek engines opgestel, dat as die naam nou opkom, dat hulle nou haar sal het weet, so toe is sy trust $30 miljoen sterk. En hy is 'n boemelaar. Weet jy hoekom? Hy weet nie, wat is sy erfenis nie. Kom ek verras jou vanoggend. Jou pa, Jahwe, het 'n erfenis weggesit. Die dag toe Jesus aan die kruis en sy bloed stort. En julle gaan mooi hoor, hoe belangrik is hierdie bloedstorting, want dis waaroor ons vanmôre praat. Maar ek het nooit uitgekom by die feit dat ek besef, maar ek het 'n erfenis nie. Wat is my erfenis? Dadelik dink ons aan 'n materiële vermaak.
Nee. Wel, wat ons nou ontdek het, is ons het een stukkie van die erfenis. Jy sien, ons het die testament gelees, toe kom ons net hier by die derde klousule, en toe sien ons, weet jy wat, ek kan Jesus aanneem en ek gaan hemel toe. Thank you very much. Nee. Jy moet vir jou 'n Bybel gaan haal, ongelukkig. En jy moet maar die opname nou maar stop hierso, en dan moet jy nou Bybel, nou ongelukkig, ek vra vir julle baie mooi, verdra die ou man. Ek gaan vir julle lees in die Amplified Bybel. Want ek is nou daar, ek dink dis redelik omvattend, en as ek vashak, dan gaan ek na ander toe, maar weet jy wat, ek is nou maar in die Engelse Bybel. Dis nie baie lekker nie, maar dis nou waar ek is. Raai wat, die is jou erfenis. Dan daar genoem. Kom ek vat 'n eenvoudige ding. COVID breek al. Hallo papa. Het jy al gesien hoe hardloop 'n vuur in die Wes-Transvaal in die winter met 'n stywe wind van so 60 km/h agterom. Dis hoe ons almal in vrees aangehardloop het. Maar dit was goed te meerderheid. Die boek sê moenie vrees nie. Met jou verkeer sê dit. Dis my erfenis. Ek het 'n deel van my erfenis gevat. Ek het 'n deel van die erfenis gevat dat, weet jy wat, ek gaan nie hel toe nie. Dink jy dis waarvoor Jesus gesterf het? Hierdie is my erfenis voortspruitend uit my verbondheid. Jy weet nou wat gaan nou gebeur, die ouens gaan nou vassteek en nie verstaan nie, en dink, wat het nou gebeur? Jy kan gaan kyk. Want ek is eintlik maar 'n boemelaar in Central Park. Maar ek het uitgevind, ouma leef. Ek het uitgevind, ek het 'n erfenis. Nou wil ek vir julle sê, ons moet by daai erfenis uitkom. Die erfenis is so belangrik, want dit kom uit die woord uit. En dan moet ons besef, dat ons erfenis is bekom deur die bloed. Hoor mooi. Die erfenis is bekom deur die bloed. Nou, ek gaan vir julle lees, ons moet daarna die evangelie toe van Johannes gaan, en ek gaan saam met julle soek, ek het al die skrifte ontleed, en ek het hulle allemaal nie by my, so ek kan dit net aframmel, maar dan gaan jy my helemaal verloor, so kom ons lees saam, en wat baie belangrik is dat jy saam lees, en is dit nie mooi duidelik is nie, lees weer, hoor nie wat sê jy, dit is my so goed, en ons praat hier van Jesus, en hy sê, in him was life. Is dit nie interessant nie? In him was life. Binne in hom was lewe. And the life was the light of men. Weet jy wat is baie interessant? Gaan kyk 'n bietjie. Ek gaan nie nou al die skriffies toe blaai nie. Ek wil net aan die kernskrifte toe blaai. Net die kernskrifte vasvat. Weet julle, daar in die Ou Testament dan sê hulle, die lewe is in die bloed. In him was life. And the life was the light of men. So, hoe vertoon die bloed in geesdimensie? Lig. Ja, daar gedink. Daar is 'n wisselwerking tussen lig en bloed. And this light shines on in vers 5 in the darkness, for the darkness has never overpowered it. Kyk na vers 9. There it was, the true light was then coming into the world, the genuine, perfect, steadfast light that illuminates. Kyk net wat sê. Ek wil mooi vir julle sê, that illuminates every person. So Jesus se bloed is perfek, is dit nie? As ek dit deelagtig word, as ek sy lewe deelagtig word, ons sê, ons word sy lewe deelagtig, dan sy lewe in my. Dit is nogal 'n baie interessante punt om na te kyk.
En waarom is dit belangrik? Ja, jy weet, ons nasie weet nie presies hoe werk die okkult nie, en daar's nou ouens wat baie studies daar maak, en baie interessant daaroor lering gee. Ek dink natuurlik, die ou wat die beste lering daaroor gee, is Derek Prince, jy kan hom gerus gaan opsoek. Hy is daar ergens op jou pyp, YouTube, hy is in jou pyp, jy kan hom gaan kyk, hy is daar. Ek wil net vir julle sê, bloed is die hoogste currency op die planeet aarde. Dit is nie interessant nie. Want jy sien, alles in geesdimensie word gekoop deur bloed. Maar die hoogste prys is die bloed. En wat gewoonlik gebeur, is daai ruiltransaksie tussen die fisieke dimensie, dit wat jy kan sien met jou oë, dit wat jy kan deel met jou sintuie, daar's 'n transaksie wat plaasvind. As jy kry dat hierdie ouens in die okkult en die ouens wat demonologie studeer en wat dink hulle pa Satan, daai boys, daar's 'n ruiltransaksie, of hulle nou 'n kat slag, en wat hulle nou ook al doen, of human sacrifice, daar's 'n ruiltransaksie om iets uit geesdimensie te bekom. So Jesus het sy bloed gestort. Wat het hy gekoop? So nou jammer, is nou nie 'n klomp mense om my, en ek is besig om klomp mense toe te spreek, nou wil ek julle vra, maar dit sal nou baie interessant gewees. Weet jy wat hy gekoop? Hy het vir jou gekoop. Hy het jou teruggekoop uit die koninkryk van duisternis uit. Met sy bloed. Want die bloed is die hoogste betaalmiddel wat daar is. Want die bloed bevat sy lewe. Wat beteken dit? Hy het sy lewe gaan gee vir jou erfenis. Wat jy in Eden weggegee het, deur 'n boemelaar te word. En jou te laat mislei deur Satan, wat vir jou allerhande goed vertel het. Ek dink nie as ek gaan dit kan herhaal nie. Ek wil dan self na my gaan luister, dis beautiful. Hy het jou losgekoop met sy bloed. Die hoogste betaalmiddel op hierdie planeet. So die bloed is verskriklik belangrik. En dis waarom ons daarna kyk. En dan moet ons daarna gaan kyk en sê, maar God die Vader is my Vader. Die feit dat ek nou my rug gedraai het in Eden, en dat ek nou Satan gaan volg het, en my eie ding gaan doen, hy bly my pa. Want hy het my nou weer aangeneem. Want ons het 'n gees van aanneming ontvang. Nou kyk ons daarna en sien nie, kan nie so vinnig dit sien nie. So nou moet ons gaan kyk na die instrument wat God hier gebruik. Nie lam, nie bokke nie, nie skape nie, nie beeste, niks. Kyk na die instrument. Maar dan moet ons verstaan dat God uiteindelik sy lewe kom gee vir ons. En nee, maar wacht broer, kan nie dit sê nie, nie so nie. Regtig? Want weet julle wat, Jesus is God. Nou begin jy, nou brand die drade. Nou kom ons kyk. Kom ons gaan terug na ons erfenis toe, en ons gaan kyk wat is weggelê daar, en kom ons gaan lees hierdie boek Hebreërs, wat ons nie weet wie die skrywer is nie, en onthou nou, ek is geen teoloog nie, ek het net hierdie goed gevat, ek het die Bybel gevat, dit wat ek nie verstaan nie, en dit wat jy dit wat jy nodig het om baie slim te wees, het ek net gelos. Die ander goed wat net so werk, ek lees hulle net so. Ek wil heel kyk na Hebreërs 1, nou, as ek na Hebreërs 1 kyk, en ek lees die kommentaar, en ek kyk na die kommentare, en dan nou, die boek Hebreërs, moet jy sien, in die lig waarin dit geskryf is. Hier is 'n ou wat besig is om vir die Jode in Jerusalem te verduidelik,
wie Jesus nou eintlik is, want dan die Jode op daai stadium loop rond en dis 'n verering vir Moses en Moses het dit gedoen en hierdie het dit gedoen en so gaan hy aan en nou vergelyk hy eintlik Christus met al hierdie persoonlikhede om vir hulle te verduidelik, maar hy is eintlik God. Kyk in vers 5, for to which of the angels did God ever say, you are my son? So wat sê? Luister na sy argument. Waarmee is hy besig? Hy sê, maar weet jy wat? Vir wie het God die Vader ooit aangespreek as sy seun? Julle vertel nou van die engele wat julle ken en so, maar kom ek sê vir jou, vir watter van hierdie engele wat julle nou so opjemel, het God die Vader gesê, hy is my seun. Kyk net in vers 8. Kyk wat sê, but as to the son, he says to him, God sê dis vir sy seun, mooi bly daar, vat 'n paar vertalings, your throne, O God, wie is hy besig om aan te spreek? God die Vader is besig om Jesus aan te spreek en hy sê vir hom, your throne, O God, is forever and ever. So Yahweh spreek dus vir Jesus aan, Yeshua HaMashiach, as God. En ek weet, dit is baie kontroversieel, en ek weet, julle gaan nou haampies trek hier, en dit is fijn. Met ander woorde, nou kom ek en ek sê, met ander woorde, wat het hier gebeur? God die Vader het toegetree deur sy seun. Dis awesome. So, ek wil hier met hierdie laaste punt so lekker vasvat, en voordat ek 3-4 ure aan mekaar hier opneem en te kere gaan sit net 'n bietjie en mediteer hieroor. Gaan sit net en mediteer 'n bietjie daaroor, en dink 'n bietjie daaroor. Is nogal belangrik.